Okay julle, ons gaan aan met 2 kronieke vanaf hoofstuk 30. Hiskia vier op plegtige wyse in Jerusalem die Pasga van die Hemelse Vader. Daarna het Hiskia gestuur na die hele Israel en Juda en ook briewe geskryf aan Ephraim en Manasse om te kom na die huis van die Hemelse Vader in Jerusalem, om die Pasga tot eer van die Hemelse Vader, die God van Israel, te hou. En die koning en sy owerstes en die hele vergadering het in Jerusalem besluit om die Pasga in die 2de maand te hou, want hulle kon dit op sy tyd nie hou nie, omdat die priesters hulle nie voldoende geheilig en die volk in Jerusalem nie saamgekom het nie. En die saak was reg in die oë van die koning en in die oë van die hele vergadering, en hulle het vasgestel om 'n oproep deur die hele Israel van Berseba tot en Dan te laat gaan, dat hulle moes kom om die Pasga tot eer van die Hemelse Vader, die God van Israel, in Jerusalem te hou. Want hulle het dit nie as die menigte gehou, soos wat dit voorgeskrewe was nie. Die hardlopers gaan toe met die briewe uit in die hand van die koning en sy owerstes deur die hele Israel en Juda, en volgens die gebod van die koning om te sê: kinders van Israel, bekeer julle tot die Hemelse Vader, die God van Abraham, Isak en Israel, dat hy hom mag wend tot die vrygeraaktes wat vir julle oorgebly het uit die hand van die koning van Assirië. En wees nie soos julle vaders en julle broers, wat ontrou teen die Hemelse Vader, die God van julle vaders, gehandel het nie, sodat hy hulle 'n voorwerp van verbasing gemaak het, soos julle self sien. Verhard nou nie julle nek soos julle vaders nie, gee aan die Hemelse Vader die hand en kom na sy heiligdom, want hy het vir ewig geheilig het, en dien die Hemelse Vader, julle God, dat sy torengloed van julle afgewend kan word. Want as julle tot die Hemelse Vader bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom. Want die Hemelse Vader, julle God, is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, as julle heel tot hom bekeer. Maar toe die hardlopers van die stad tot stad die land Ephraim en Manasse deurgaan tot by Sebulon, was hulle uitgelag met hulle gespot. Maar manne uit Asser en Manasse en Sebulon het hulle verontmoedig en na Jerusalem gekom. Ook was die hand van God in Juda, sodat hy hulle eensgesind te harte gegee het, om die gebod van die koning van die owerstes volgens die woord van die Hemelse Vader uit te voer. En baie mense het in Jerusalem byeengekom om die fees van die ongesuurde brode in die 2de maand te hou, en in 'n baie groot vergadering. En hulle het gereed gemaak en die altare verwyder wat in Jerusalem was. Ook al die wierookaltare het hulle ook verwyder en in die spruit van Kidron gegooi. Toe het hulle die Pasga geslag op die 14de van die 2de maand, en die priesters en die leviete het hulle gekam en hulle geheilig, en die brandoffers in die huis van die Hemelse Vader gebring. En hulle het op hulle plek gaan staan, ooreenkomstig hulle verordeninge, volgens die wet van Moses, man van God, onderwyl die priesters besig was om die bloed uit te gooi wat hulle uit die hand van die leviete geneem het. Want daar was baie in die vergadering, en hulle het nie geheilig nie. Daarom moes die leviete die pasofferslag vir elkeen wat nie rein was nie, om hulle aan die Hemelse Vader te heilig. Want die meerderheid van die volk, 'n menigte uit Ephraim, Manasse, Isaskar en Sebulon, het hulle nie gereinig nie, maar die Pasga geëet, soos dit nie voorgeskrywe was nie. Maar Hiskia het vir hulle gebid en gesê: mag die Hemelse Vader wat goed is, versoening doen vir elkeen wat sy hart daarop gerig het om God, die Hemelse Vader, die God van sy vaders, te soek, al was dit nie volgens die reinheid van die heiligdom nie. En die Hemelse Vader het Hiskia verhoor en die volk genees. So het dan die kinders van Israel wat in Jerusalem aanwesig was, die fees van ongesuurde brode 7 dae lank met groot blydskap gevier, terwyl die leviete en die priesters die Hemelse Vader dag
verdag geprys het, en met kragtige instrumente tot eer van die Hemelse Vader. En Hiskia het na die hart van al die Lewiete gespreek wat deeglik kennis geopenbaar het in die saak van die Hemelse Vader. En hulle het die feesoffer 7 dae lank geëet, terwyl hulle dankoffers geslag het, en die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, geloof het. En toe die hele vergadering besluit het om 7 dae fees te hou, het hulle dit met blydskap 7 dae lank gevier. Want Hiskia, die koning van Juda, het aan die vergadering 1000 bulle en 7000 stuks kleinvee afgegee, en die owerstes het aan die vergadering 1000 bulle en 10.000 stuks kleinvee afgegee, en die priesters het hulself in menigte geheilig, en die hele vergadering van Juda was bly, ook die priesters en die Lewiete, en die hele vergadering wat uit Israel gekom het, ook vreemdelinge wat uit die land van Israel gekom het, en die wat in Juda woonagtig was. En daar was groot blydskap in Jerusalem, want sedert die dae van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, het so iets in Jerusalem nie voorgekom nie. Toe staan die Levitiese priesters op en seën die volk, en hulle stem is verhoor, en hulle gebed het gekom tot in sy heilige woning, tot in die hemel, tot sover. Ons gaan aan by hoofstuk 31. En toe dit alles ten einde was, het al die aanwesige Israeliete na die stede van Juda uitgetrek, en die klippilare verbrysel, en die heilige boomstamme omgekap, en die hoogtes en die altare uit die hele Juda en Benjamin, en in Ephraim en Manasse afgebreek, totdat hulle dit vernietig het. En daarna het al die kinders van Israel teruggegaan, elkeen na sy besitting, na hulle stede toe. Hiskia reël die diens van die Lewiete vanaf vers 2. En Hiskia het die afdelings van die priesters en die Lewiete vasgestel volgens hulle afdelings, elkeen volgens sy diens, as priesters of as Lewiete, vir die brandoffers en dankoffers, om te dien en te loof en te prys in die poorte van die laars van die Hemelse Vader. En die bydra van die koning uit sy goed vir die brandoffers was die môre en die aand brandoffers en die brandoffers vir die sabbate en die nuwe maane en die feestydde, soos voorgeskrewe is in die wet van die Hemelse Vader. En hy het die volk, inwoners van Jerusalem, bevel gegee om aandeel van die priesters en die Lewiete te gee, sodat hulle aan die wet van die Hemelse Vader al hulle krag kon wy. En toe bevel verbrei is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van koring, mos en olie en heuning en van elke opbrengs van die land ingelewer en die tiendes van alles in menigte ingebring. En die kinders van Israel en Juda, wat in die stede van Juda woonagtig was, hulle het ook die tiendes ingebring van beeste en kleinvee, en die tiendes van die heilige gawes, wat aan die Hemelse Vader, hulle God, geheilig was, en dit op die hoope neergelê. In die 3de maand het hulle die hoope begin opstapel, en in die 7de maand was hulle daarmee gereed. En Hiskia en die owerstes kom en die hoope sien, het hulle die Hemelse Vader en sy volk Israel geseën. En toe Hiskia by die priesters en die Lewiete ondersoek doen na die hoope, het die hoëpriester Asaria van die huis van Sadok met hom gespreek en gesê, vandat hulle die offergawe na die huis van die Hemelse Vader begin bring het, eet ons tot versadiging en hou nog oorvloedig oor, want die Hemelse Vader het sy volk geseën, sodat ons hierdie menigte oorgehou het. Toe gee Hiskia bevel om kamers in die huis van die Hemelse Vader in te rig, en hulle het dit ingerig. En die offergawes en die tiendes en die heilige gawes getrou ingebring, en daaroor was Konanja, die Lewiet, as hoof aangestel, en sy broer Semei as tweede. En Jehiel en Asaja en Nahat en Aseel en Jerimot en Josabat en Eliel en Jesmegach en Maat en Bananja was opsigters onder toesig van Konanja en sy broer Semei, volgens die bevel van koning Hiskia en Asaria, die vors oor die huis van God.
En Kore, die seun van Jimna, die Leviet, die poortwagter teen die ooste, was oor die vrywillige gawes aan God om die offergawe aan die Hemelse Vader en die hoogheilige gawes uit te deel. En onder sy leiding was Eden en Minjamin en Jesja en Semaja en Amaria en Segaja, om getrou uit te deel die stede van die priesters aan hulle broers, volgens die afdelings aan groot sowel as klein, behalwe die manspersone wat in die geslagsregister opgeneem was van 3 jaar oud en daarbo, almal naamlik wat in die huis van die Hemelse Vader gekom het, na die eis van elke dag, om te dien in hulle amptsverpligtinge volgens hulle afdelings. En wat die geslagsregister van die priesters betref, dit was ingerig volgens die families, maar die van die Leviete van 20 jaar oud en daarbo, volgens hulle amptsverpligtinge en hulle afdelings. En hulle moes in die geslagsregister opgeneem word met al hulle kindertjies, hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters, naamlik die hele stand wat volgens hulle getrouheid was, hulle werksaam met die heilige dinge. Ook vir die seuns van Aaron, die priesters, buite op die weiveld van hulle stede, was daar elke stad afsonderlik manne wat met hulle name aangewys was, om aan elke manspersoon onder die priesters en aan elkeen van die Leviete wat in die geslagregisters opgeneem was, deel te gee. En so het Hiskia in die hele Juda gedoen. Hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Hemelse Vader, sy God, en in elke werk wat hy begin het, in sake en in die diens van die huis van God, en in sake en die wet van die gebod, om sy God te soek, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. Tot sover. Hoofstuk 32. Sanherib, die koning van Assirië, val Juda binne. Die Assiriërs word deur 'n engel verslaan. Na hierdie dinge en hierdie bewyse van getrouheid het Sanherib, die koning van Assirië, gekom en Juda binnengedring en die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. En toe Hiskia sien dat Sanherib kom met die doel om teen Jerusalem te veg, het hy raad gehou met sy owerstes en sy helde om die fonteinoë buitekant die stad toe te stop, en hulle het hom gehelp. Baie mense het hom byeengekom en al die oë toegestop, ook die spruit wat dwars deur die land gestroom het, met die gedagte, waarom moet die konings van Assirië kom en baie water vind? En hy het moed geskep en die hele muur opgetrek wat afgebreek was en daarin torings opgebou. Ook die ander muur buitekant het hy gebou. En hy het Milo in die stad van Dawid versterk met werpspiese en skilde in menigte laat maak. En hy het krygsowerstes oor die manskappe aangestel en hulle by hom op die plein van die stadspoort byeen laat kom en na hulle hart gespreek en gesê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië of vanweë die hele menigte wat saam met hom kom nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Hemelse Vader, onse God, om ons te help en ons oorloë te voer. En die manskappe het gesteun op die woord van Hiskia, die koning van Juda. Hierna het Sanherib, die koning van Assirië, hy self en sy hele ryksmag was saam met hom by Lagis, sy dienaars na Jerusalem gestuur, na Hiskia, die koning van Juda, en na die hele Juda wat in Jerusalem was, om te sê, so sê Sanherib, die koning van Assirië, waarom vertrou julle dat julle daar ingesluit bly sit in Jerusalem? Verlei Hiskia julle nie, om julle van honger en dors te laat sterwe, deur te sê, die Hemelse Vader, onse God, sal ons red uit die hand van die koning van Assirië? Het dieselfde Hiskia nie sy hoogtes en sy altare verwyder en aan Juda en Jerusalem dit gesê nie? Voor een altaar moet julle heel neerbuig en daarop offerrook laat opgaan. Weet julle nie wat ek en my vaders aan al die volke van lande gedoen het nie? Het die gode van die nasies van die lande ooit hulle land uit my hand kon red?
Wie was daar onder al die gode van daardie nasies wat my vaders met die bandvloek getref het, wat sy volk uit my hand kon red, dat julle God julle uit my hand sou kon red? Laat Hiskia julle dan nou nie bedrieg nie, en julle nie op so 'n manier verlei nie, en glo hom nie, want geen enkele God van enige nasie of koninkryk het sy volk uit my hand of uit my hand van my vaders kon verlos nie. Hoeveel minder sal julle God julle uit my hand kan verlos? Sy dienaars het nog meer teen die hemelse Vader God gespreek en teen sy knegt Hiskia. Hy het ook 'n brief geskrywe om die hemelse Vader, die God van Israel, te smaad en teen hom te spreek, deur te sê, soos die gode van die nasies van die lande wat hulle volk uit my hand nie gered het nie, so sal die God van Hiskia sy volk uit my hand nie red nie. En hulle het hardop in die Joodse taal geroep, en na die manskappe van Jerusalem wat op die muur was, om bevrees en verskrik te maak, sodat hulle die stad kon inneem. En hulle het oor God van Jerusalem gespreek, en oor die gode van die volke van die aarde, 'n maaksel van mensehande. Maar toe koning Hiskia en die profeet Jesaja, die seun van Amos, hieroor gebid en na die hemel geroep het, stuur die hemelse Vader 'n engel en het al die dappere helde en die bevelhebbers en die owerstes in die laar van die koning van Assirië verdelg, sodat hy met 'n beskaamde aangesig na sy land teruggegaan het, en toe hy in die huis van sy God kom, het die wat uit sy eie liggaam voortgekom het, hom daar met 'n swaard neergeslaan. En die hemelse Vader het Hiskia en die inwoners van Jerusalem verlos uit die hand van Sanherib, die koning van Assirië, en uit die hand van almal en hulle rondom tot rus gebring. En baie het geskenke aan die hemelse Vader na Jerusalem gebring, en kosbare geskenke aan Hiskia, die koning van Juda, sodat hy daarna in die oë van al die nasies hoog gestaan het. Siekte van Hiskia, gesante uit Babel by hom, sy rykdom en voorspoed en dood, vanaf vers 24. In die dae het Hiskia dodelik siek geword, maar hy het tot die hemelse Vader gebid, en hy het met hom gespreek en hom 'n wonderteken gegee. Maar Hiskia het die weldaad wat aan hom bewys is nie vergeld nie, want sy hart het hoogmoedig geword, daarom was daar 'n toorn oor hom en oor Juda en Jerusalem. Maar Hiskia het hom verontmoedig en die hoogmoedigheid van sy hart, en hy en die inwoners van Jerusalem, sodat die toorn van die hemelse Vader nie oor hulle gekom het nie, in die dae van Hiskia. En Hiskia het buitengewoon baie rykdom en eer besit, en vir hom skatkamers gemaak vir silwer en goud, en edelgesteentes en vir speserye, skilde, allerhande kosbare voorwerpe, ook pakhuise vir opbrengs van koring, mos en olie, en stalle vir allerhande soorte vee en krale vir troppe vee. Ook het hy vir hom stede aangelê, verder as wat daar besittings van kleinvee en beeste in die menigte, want God het hom baie goed gegee. Dieselfde Hiskia het ook die boonste uitloop van water van Gion toegestop, en dit gelei na onder toe, westelik na die stad van Dawid, en Hiskia was voorspoedig in al sy werke, so ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het om ondersoek te doen na die wonderteken wat in die land gebeur het God hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was. In die verdere geskiedenis van Hiskia en sy vrome dade, kyk, dit is beskrywe in die gesig van die profeet van Jesaja, die seun van Amos, in die boek van die konings van Juda en Israel. En Hiskia het ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe teen die hoogte van die grafte en van die seuns van Dawid.
En die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het hom eer bewys by sy dood. En sy seun Manasse het in sy plek koning geword. Tot sover. Okay, hoofstuk 33. Manasse, koning van Juda, verval weer in afgoderry en word as gevangene weggevoer na Babel. Na sy bekering herstel God hom op sy troon. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, volgens die gruwels van die nasies wat die Hemelse Vader voor die kinders van Israel uitverdrywe het. En hy het die hoogtes weer gebou wat sy vader Hizkia afgebreek het, en die altare opgerig vir die Baals en die heilige boomstamme gemaak, en hom neergebuig voor die hele laar van die hemel en hulle gedien. Ook die altare gebou in die huis van die Hemelse Vader, waarvan die Hemelse Vader gesê het, in Jerusalem sal my naam vir ewig wees. En hy het altare gebou vir die hele laar van die hemel in albei die voorhowe van die huis van die Hemelse Vader. Ook het hy self seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom, en met golery en verklaring van voortekens en towery omgegaan, en dode besweders en waarseers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, om hom te terg. Hy het ook gesnede afgodsbeelde wat hy gemaak het, in die huis van God opgestel, waarvan God aan Dawid en sy seun Salomo gesê het, in hierdie huis en in Jerusalem, wat ek uit al die stamme van Israel verkies het, sal ek vir ewig my naam vestig. En ek sal die voet van Israel nie meer laat wyk van die grond wat ek vir julle vaders bestem het nie. As hulle net sorgvuldig doen alles wat ek hulle beveel het, volgens die hele wet en die insettinge en verordeninge deur die diens van Moses. Maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Hemelse Vader voor die kinders van Israel uitverdelg het. En die Hemelse Vader het met Manasse en met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. Daarom het die Hemelse Vader die leerowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hakke gevang en hom in koperkettinge geboei en hom na Babel vervoer. Maar in die benoudheid het hy die aangesig van die Hemelse Vader, sy God, om genade gesmeek en hom diep verontmoedig voor die aangesig van God, van sy vaders, en tot hom gebid, en hy het hom verhoor, na sy smeeking geluister en hom na Jerusalem in sy koningskrap teruggebring. Toe het Manasse erken dat die Hemelse Vader God is. En daarna het hy buite mure vir die stad van Dawid gebou, westelik van Gion, in die dal tot by die ingang van die vispoort, en dit om die heuwel getrek en baie hoog gemaak, en die leerowerstes in al die versterkte stede van Juda aangestel. En hy het vreemde gode en die afgodsbeelde uit die huis van die Hemelse Vader verwyder. Ook al die altare wat hy op die berg van die huis van die Hemelse Vader en in Jerusalem gebou het, en dit buitekant die stad gegooi. En hy het die altare van die Hemelse Vader weer opgerig, en daar dankoffers en lofoffers opgebring, en aan Juda bevel gegee om die Hemelse Vader, die God van Israel, te dien. Tog het die volk nog op die hoogtes geoffer, maar net aan die Hemelse Vader, hulle God. En die verdere geskiedenis van Manasse en sy gebed tot God en die woorde van die sieners wat tot hom gespreek het in die naam van die Hemelse Vader, die God van Israel. Kyk, dit is in die geskiedenis van die konings van Israel. En sy gebed en hoe hy verhoor is en al sy sondes en sy ontrou en die plekke waar hy hoogtes gebou en die heilige boomstamme en gesnede beelde opgerig het, voor sy verontmoediging. Kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van Hosea. En Manasse het ontslaap met sy vaders, en hy is in die huis begrawe, en sy seun Amon het in sy plek koning geword.
Regering van goddelose Amon, vanaf vers 21. Amon was 22 jaar oud toe hy koning geword het, en 2 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die hemelse Vader, soos sy vader Manasse gedoen het. En al die gesneede beelde wat sy vader Manasse gemaak het, het Amon ywerig geoffer en hulle gedien. Maar hy het hom nie verontmoedig voor die aangesig van die hemelse Vader, soos sy vader Manasse hom verontmoedig het nie. Maar Amon het die skuld vermeerder, en sy dienaars het hom saamgesweer en hom in sy huis gedood. Maar die volk van die land het almal doodgeslaan wat teen koning Amon saamgesweer het, en die volk van die land het sy seun Josia in sy plek koning gemaak. Tot sover. Josia, koning van Juda, roei die afgoderye uit. Die wetboek word weer in die tempel gevind. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en 31 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die hemelse Vader, en gewandel in die weë van sy vader Dawid, en nie regs of links afgewyk nie. En in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om God van sy vader Dawid te soek. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. En hulle het voor sy oë die altare van die Baals omgegooi, en die sonpilare wat daarbo was, het hy stikkend gekap, en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegode beelde verbreek en vermaal, en dit voor die grafte gestrooi van die wat aan hulle geoffer het. En die beendere van die priesters het hy op hulle altare verbrand, en Juda en Jerusalem gereinig, en in die stede van Manasse en Ephraim en Simeon, en tot by Naftali, in hulle pynhope rondom. Hy het die altare omgegooi, en die heilige boomstamme en die gesneede beelde het hy tot stof vergrys, en al die sonpilare in die hele land van Israel het hy omgekap. Daarna het hy na Jerusalem teruggekom, en in die 18de jaar van sy regering, toe hy besig was om die land en die tempel te reinig, het hy Safan, die seun van Asalja, en Majesia, die owerstes van die stad van Joach, die seun van Joas, die kanselier, gestuur om die huis van die hemelse Vader, sy God, te herstel. En toe hulle by die hoëpriester Hilkia kom, het hulle die geld afgegee wat in die huis van God gebring was, wat die Leviete, die drempelwagters, versamel het uit Manasse en Ephraim, en uit die hele oorblyfsel van Israel, en uit die hele Juda en Benjamin, en inwoners van Jerusalem. Hulle het dit naamlik oorhandig aan die uitvoerders van die werk, wat aangestel was oor die huis van die hemelse Vader, en het dit gegee aan die arbeiders, wat gewerk het aan die huis van die hemelse Vader, om die huis reg te maak en te herstel. En hulle het dit gegee aan die skrynwerkers en die bouers, om gekapte klippe hout vir kappe aan te koop, en om geboue wat die konings van Juda verniel het, en van balke te voorsien. En die manne het getrou gearbei aan die werk, en oor hulle was baie aangestel. Jahat, Obadja, Leviete uit die kinders van Merari, en Sagaria en Musalam uit die kinders van die Kahaitiete, om leiding te gee, en die Leviete, elkeen wat verstand gehad het van musiekinstrumente, was en oor die laasdraers, en het al die werksmense bestuur by elke soort arbeid. Uit die Leviete was ook skrywers en opsigters en poortwagters, en toe hulle die geld uithaal wat in die huis van die hemelse Vader gebring was, het die priester Hilkia die wetboek van die hemelse Vader gevind, wat deur die diens van Moses gegee is. Daarop het Hilkia aan die skrywer Safan gesê, ek het die wetboek
in die huis van die Hemelse Vader gevind. Toe gee Hilkia die boek aan Safan, en Safan het die boek na die koning gebring en aan die koning verder verslag gegee en gesê, alles wat in die hande van die dienaars gegee is, doen hulle. Hulle het die geld wat daar in die huis van die Hemelse Vader was, uitgeskit en oorhandig aan die opsigters en die uitvoerders van die werk. Toe gee die skrywer Safan aan die koning te kenne en sê, die priester Hilkia het aan my 'n boek gegee, en Safan het aan die koning daaruit voorgelees. En toe die koning die woorde van die wet hoor, het hy sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia en Ahikam, die seun van Safan, en Abdon, die seun van Micha, en Safan, die skrywer, en Asaja, die dienaar van die koning, en gesê, gaan raadpleeg die Hemelse Vader vir my, en vir die wat Israel en in Juda oorgebly het, oor die woorde van die boek wat gevind is, want groot is die grimmigheid van die Hemelse Vader, wat oor ons uitgestort is, omdat ons Vader se woord van die Hemelse Vader nie gehou het nie, om te handel volgens alles wat in hierdie boek voorgeskrewe is. Toe het Hilkia en die koning gestuur, wat die koning gestuur het, na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tokhat, die seun van Hasra, die klerebewaarder. Sy het Jerusalem in die nuwe stad gewoon, en hulle het so met haar gespreek. Toe sê sy aan hulle, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, sê aan die man wat julle na my gestuur het, so spreek die Hemelse Vader, kyk, ek bring onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners aan die vervloeking wat geskrewe staan in die boek wat hulle aan die koning van Juda voorgelees het. Omdat hulle my verlaat het en vir ander gode offerrook laat opgaan het, om my te terg en my al die werke van hulle hande, daarom sal die grimmigheid oor hierdie plek uitgestort en nie uitgeblus word nie. Maar aan die koning van Juda, wat julle stuur om die Hemelse Vader te raadpleeg, aan hom moet julle so sê, so spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is, en jy voor die aangesig van God verneder het, toe jy sê woorde teen hierdie plek en teen die inwoners hoor, en jy jou voor sy aangesig verneder en jou klere geskeur het, en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Hemelse Vader. Kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, en jou oë sal al die onheil nie aansien, wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners bring nie. En hulle het die koning geantwoord. Toe het die koning gestuur en al die oudstes van Juda en Jerusalem byeen laat kom, en die koning het opgegaan in die huis van die Hemelse Vader, en al die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem en die priesters en die leviete en die hele volk, groot en klein, en hy het al die woorde van die verbondsboek wat in die huis van die Hemelse Vader gevind is, voor hulle ore gelees. En die koning het op sy plek gaan staan en die verbond voor die aangesig van die Hemelse Vader gesluit, om die Hemelse Vader te volg, en sy gebooie en sy getuienis en sy insettinge met sy hele hart en met sy hele siel te onderhou, om die woorde van die verbond wat in hierdie boek geskrywe is, te volbring. En hy het almal wat in Jerusalem en in Benjamin te vinde was, laat toetree tot die verbond, en die inwoners van Jerusalem het gehandel volgens die verbond van God, die God van hulle vaders. Josia het toe al die gruwels uit al die landstreke van die kinders van Israel verwyder, almal wat in Israel te vinde was, diensbaar gemaak om die Hemelse Vader, hulle God, te dien. Al sy dae het hulle nie die Hemelse Vader, die God van hulle vaders, afgewyk nie. Tot sover.